Goed, julle. Kom ons begin. We gaan vir ons 'n paar verse lees in Efesiërs 4. Efesiërs 4 van vers 25 af. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie, en laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Dat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, want deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. So ver. So ons tema vanaand is woede. Kom ons bid net eers. Ons Vader, U is die alwyse God, en U het in die wysheid vir ons U goeie woord gegee, U genoegsame woord, om ons toe te rus vir elke goeie werk, ook vir hierdie onderwerp van woede. Here, laat ons sien wat U woord hieroor sê, en gee ons dan wysheid om dit toe te pas in ons lewens, sodat U geëer kan word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan begin met 'n vreemde stelling, veral in die lig van vers 31, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu moet van julle verwyder word. Die stelling is, woede is deel van die vrug van die Gees. Of anders, iemand wat sê hy is 'n gelowige, maar nooit kwaad word nie, is dood in sy geloof. Of anders, woede is 'n teken van 'n lewe in die Gees. Of anders, 'n Christen word kwaad. 'n Christen word kwaad. Ons gaan kyk na 'n paar vrae om hierdie stelling bietjie uit te pak. En dit is alle woede sondig? Wanneer is woede sondig? Hoe moet ek woede hanteer? En hoe leer ek dan goeie woede? Is alle woede sondig? Wanneer is woede sondig? Hoe moet ek woede hanteer? En hoe leer ek goeie woede? So eerstens dan, is alle woede sondig? En ek dink dis regtig baie belangrik om te sien. As ons praat van woede, dan is dit die eerste ding waarin ons dink gewoonlik sondige woede. En ons definieer woede ook so. Jy dink dadelik aan, is die uiting van woede, sonder selfbeheersing, of woede in beledigings, of woede in deure toeslaan. En dis ook met rede so, dat ons so dink, want ons het sondige harte, en daarom is ons ervaring van hierdie emosie, woede, nie sonder die besmetting van sonde nie. Maar voordat ons ingaan in sondige woede in, moet ons net eers sien, nie alle woede is sondig nie. Daar is ook goeie woede. In die eerste plek sien ons reg deur die skrif dat God kwaad is, toornig is, woedend oor sonde. Psalm 7 vers 12 sê God is 'n God wat elke dag toornig is. Elke dag toornig is. En hoeveel keer lees ons nie van die Here se toorn of sy woede wat ontvlam teen sy volk of teen 'n persoon nie. So God word kwaad.
is kwaad, hy is toornig elke dag. Nou kan iemand sê, maar God is God en ons is mense. Ons is nie God nie. Net omdat God kwaad is, beteken dit nie, ek moet ook nie. Maar kyk wat sê Efesiërs 5 vers 1, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. Ons moet soos God wees, ook in woede. En Jesus wys dit vir ons ook, toe hy op aarde was, hy as mens, het sonder sonde kwaad geword. In Markus 3 vers 5, staan daar, nadat hy hulle rondom met toorn aangekyk het, en tegelijkertijd bedroef was oor die hardheid van hulle harte, het hy toe nou met hulle gepraat. So, Jesus kyk hulle met woede aan, hy is kwaad. Hy is kwaad vir die fariseërs, en hy kyk hulle ook so aan. En hy vervul dan ook later, hy vervul Psalm 69 vers 10, wat sê, want die ywer vir u huis het my verteer, daar waar hy die sweep gaan sit en maak het, en toe die mense met ywer, met woede uit die tempel uitgejaag het, en die tafels omgegooi het, daai ywer hy was kwaad. Nou kan iemand weer sê, maar ons is sondig, Jesus is sondeloos. Hy is ware God en sondeloos daarbey. Ek kan nie sonder sonde kwaad word nie. Maar hoor die woorde van Jesus en sy apostels. So eers net, Jesus sê in Matteus 5 vers 22, ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. So iemand kan nou sê, dadelik, kyk, jy mag nie kwaad wees nie. Maar kyk mooi, elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is. Dit sê, daar is wel goeie rede om kwaad te wees, kwaad te word. En is woede waaroor ek nie skuldig sal wees nie, voor die gereg nie. In Efesiërs 4 vers 26 wat ons dan gelees het, word toornig en moenie sondig nie. Dis 'n opdrag. Word toornig en moenie sondig nie. In Handelinge 17 pas Paulus self hierdie toe hy in Athene kom, toe sien hy al hierdie afgode, dan staan daar in vers 16, en terwyl Paulus in Athene vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword, toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hy word kwaad. Dit ontstel hom, om al die afgoderry te sien. Daarbij prys hy die Korintiërs vir hulle woede vir die regte redes. 2 Korintiërs 7 vers 11, want kyk, juist dit, dat julle bedroef geword het volgens die wil van God, wat 'n groot ywer het dit in julle gewerk. Ja, verantwoording, verontwaardiging, vrees, verlange, ywer, bestraffing. In alles het julle bewys dat julle in die saak rein is. Paulus het vir hulle gewys, vir Paulus, hulle het sy lering uiteindelik ernstig opgeneem. Daarom het hulle begin optree teen hulle eie sondes in die gemeente met ywer en bestraffing. Weerens, daai ywer is met emosie, met woede. En dit sê veral met die opdrag van Efesiërs 4 vers 26, nie net dat woede partykeer sondig is nie, en dat Christene maar nie sondig is nie, en dat Christene maar partykeer kan kwaad word, sou dit gebeur, kan daar regverdige woede wees. Hierdie verse wat ek nou gelees het sê, Christene moet kwaad word vir die regte redes. Christene moet kwaad word vir die regte redes. Ek dink ons denke oor woede en kwaad word, natuurlik, ons gaan nou kom by hoe ons baie maklik val in sondige woede. Ek dink ons het na een kant toe geval en die baba saam in die badwater uitgegooi deur die liefie-diefie Christenskap. Ons word geleer, alle forme van woede is altyd boos. Jy mag nie kwaad wees vir enigiemand nie. Liefde
wat ook hergedefinieer is, moet alles oorheers. Jy moet altyd lief wees vir almal, in die sin dat jy nooit enige iemand mag aanvat oor enige sonde nie, want jy mag ook nie oordeel nie, en daarom mag jy ook nie enige woede wys nie. Maar daarteen moet ons sê, nee, maar ek moet kwaad wees vir die regte redes. Maar goed, ons baie duidelik sondige woede, en ook baie duidelik goeie woede. Om uit te kom by goeie woede, moet ons dan net eers kyk na sondige woede. Wanneer is woede dan sondige woede? Hier's 'n paar redes. Baie van dit gaan oor vleuel, en in 'n sekere situasie gaan woede sondig wees met 'n klomp van die redes saam. Maar ek dink ons sien 'n paar goed uit die skrif. Wanneer ons vir selfgesentreerde redes kwaad word, soos selfsugtigheid of jaloesie, is dit sondige woede. As ons nie ons sin kry nie. My en my sin staan eerste, en daarom word ek kwaad soos Kain. Sy offer word nie die Here aangeneem nie, en dit lei tot hierdie emosie, hierdie sondige woede, wat uiteindelik lei tot moord. Saul teenoor Dawid, Agab, toe hy nie Nabot se wingerd kan kry nie, hy gaan sit boos op sy bed, depressief met 'n dik mond, hy gooi 'n tantrum. As dinge nie loop soos ek wil nie, of as iemand iets kry wat ek nie kry nie, soos die oudste seun in die gelykenis van die verlore seun ook, hy word kwaad vir hierdie omstandighede, hoe durf sy pa dit so doen? As ons dink ons regte word van ons weggeneem en ons is kwaad daaroor, net daaroor, dan is dit selfsugtige, sondige woede. Dit kan wees dat jy, as jy kwaad word vir jou kinders, en net omdat hulle nie iets doen soos jy dit wil hê nie, en dan is dit nie noodwendig dat hulle disrespekvol is nie. Of as hulle juis iets doen wat jy nie wil hê nie. As jy kwaad word vir hulle, net omdat jy 'n bietjie rus en vrede in die huis wil hê, en die hardloop hulle nou verby en guggel, en dan kom hy woede uit. As jy wil slaap, maar hulle is nog wakker. Of as die verkeer ophoop en jy is laat, dinge loop nou net nie soos ek wil hê nie. Of as jy nie soveel in 'n maand kry soos iemand anders nie, en jy sukkel om te verstaan, hoekom moet ons so sukkel? Hoekom kan ons nie ook op vakansie gaan nie? Of net gewoon as iemand jou vandag nie teruggegroet het nie, hoe durf hulle jou nie teruggroet nie? Of as jy net 'n bietjie tyd saam met jou vrou wil spandeer en daar daag nou iemand op by die hek. Of as iemand aan mekaar jou nie verstaan nie, en jy raak ongeduldig met hierdie ou wat nie verstaan nie. Of as jy ook maar net 'n bietjie gesondheid wil hê. Of as jy nie so aantreklik en mooi is soos iemand anders nie. As ons dink ons regte, wat ons definieer, word van ons weggeneem, en dit maak ons kwaad, is dit selfsugtige, sondige woede. 'n Volgende een is, as ons woede ons beheer. As jy nie jou woede beheer nie, dit beheer jou. Spreuke 16 vers 32 sê, hy wat sy gees beheer, is beter as een wat 'n stad inneem. So dis 'n goeie ding as jy jou gees kan beheer, as jy emosies kan beheer. So dis 'n slegte ding as jy dit nie beheer nie. Agab se woede het sy optrede bepaal. Sy gees van woede het hom beheer. Spreuke 25 vers 28, 'n afgebreekte stad sonder 'n muur, soos 'n man wat sy gees nie kan inhou nie. Eerens daai selfbeheersing, as dit nie daar is nie, dan sê jy, sonde kan maklik in die muur inklim as daar nie 'n muur is nie. As jy nie jou woede kan beheer nie. En ook sê jy iets soos, ek kon myself net nie keer nie. Sodra jy dit gesê het, dan weet jy, dis onbeheerde woede, dis sondige woede. Dinge het net opgehoop en toe ontplof ek. En dit is ook nie net as
ek onbeheerst begin skree op iemand of iets van die aard nie, dit kan ook wees deurdat ek nie my gedagtes beheer nie. My woede beheer my gedagtes. So al skree ek nie op iemand nie, ek laat toe dat my woede hierdie gedagtes aan die gang sit en ek begin top en ek begin 'n dikmond rondloop en uiteindelik het dit 'n effek, ek's nou mislik met almal. Dis ook onbeheerste woede. Dinge was aaklig by die werk en nou kom ek by die huis en ek val ek oor een van die kinders se speelgoed en die buurman bel en ek kla oor die tak wat oorhang en dan trip die krag en dit alles wys dan later op my gesig sonder selfbeheersing. Ontplof jy nie noodwendig teenoor jou vrou nie, jy laat toe dat jou woede jou gedagtes begin beheer. As jou vrou jou vriendelik groet, wys jy dadelik jou ontsteltenis en jy laat net toe dat een gedagte op die ander volg. Jy beheer nie jou gedagtes nie, jou woede beheer jou gedagtes. So dis ook dan, wanneer jy jou woede sonder selfbeheersing tot uiting bring, en daar sê Spreuke 12 vers 16, die dwaas laat sy drif op die daad bekend word. Die dwaas reageer onmiddellik op emosie. So emosie beheer hom. So ja, dit kan wees dan in die ontploffing, voorwerpe rondgooi, deure toeslaan, voete stamp, boeke onnodig hard neersit. Dis emosie wat jou beheer. Nog een wat ons sien in die skrif is, wanneer ons woede 'n kenmerk word in ons lewe. Met ander woorde, jy kan so beskryf word as 'n kwaai mens. As iemand jou opsom as maklik geïrriteerd of gefrustreerd. Spreuke 22 vers 24 sê, verkeer nie met 'n driftige man nie, en met 'n opvleende man moet jy nie omgaan nie. So, dis sondige woede as jy daardie driftige man is. En dit is nie lekker om met sulke mense te kuier nie. Jy's heeltyd ongemaklik, want jy's bang jy trap op 'n toon. So as jy die persoon word by wie almal op eierdoppe moet loop, omdat jy geneig is om vinnig kwaad te word oor alles, dan weet jy, dis sondige woede. Nog een, wanneer jy jou gedagtes vul met dit waaroor jy kwaad is. As jy in jou woede top en konstant daaroor dink. 'n Ou Engelse woord is fret. Spreuke 30 vers 33, want drukking van melk bring botter voort, en drukking van die neus bring bloed voort, en drukking van die toren bring twis voort. Daai drukking van die toren is as dit daar in my gedagtes maal, en dit word uitgedruk om uiteindelik dan nou sonder selfbeheersing tot uiting te kom. Maar dit maal eers daar in my kop. Ek dink oor hierdie ding wat hierdie persoon teen my gedoen het en dit bly daar. Soos 'n plaat wat heeltyd om en om speel. Dit bring net slegte gevolge. Psalm 37 vers 8, laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid, wees nie toornig nie, dis net om kwaad te stig. En daai wees nie toornig nie, word in die Engelse vertalings vertaal met do not fret. Moenie toelaat dat hierdie gedagtes van woede daar draai en draai nie. Moenie broei nie. En dis presies wat hierdie versie dan ook sê in Efesiërs 4 vers 26. Moenie toelaat dat die son ondergaan oor jou woede nie. Moenie toelaat dat woede broei nie. En dit gaan saam dan met ook wanneer jy boekhou van die kwaad. En dit lei tot bitterheid. Levitikus 19 vers 18 sê, jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie. Wraakgierigheid en bitterheid gaan saam, want daai kwaad word neergeskryf. Nie noodwendig op papier nie, maar in my gedagtes. En dit verwoes verhoudings. En dis waar vers 31 dan inkom, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word saam met alle boosheid. So as jy heeltyd onthou wat iemand teen jou gedoen het en jy speel daai sonde oor en oor in jou kop, dit lei tot bitterheid.
Ons kom nou daarby, maar as jy nie hierdie sondes teen jou so gou as moontlik hanteer nie, gaan dit opkrop en uitloop met bitterheid in jou hart, en dit het regtig 'n effek op die mense om jou. Jou kinders leer uiteindelik by jou hoe om bitterheid te hanteer, woede te hanteer, dit lei tot twis. Nog een is, wanneer jy maak asof jy nie kwaad is nie. Wanneer jy vir jouself jok. En daar sê vers 25 van Efesiërs 4, let die leuen af, spreek die waarheid. Daar staan, is jy kwaad vir my? Nee, ek's fine. Of erger, as iemand vir jou sê, Brie, ek sien, jy is bitter. Jy's bitter teenoor ander mense, en jy ontken dit. As ons nie eerlik is oor ons emosies nie, dan word die probleem net groter. Veral as jy dan nou begin top daaroor en bitter word. En dit geld ook vir wanneer ons emosies of onsself net regverdig. Met ander woorde, jou woede, jy's nie eerlik oor wie is verantwoordelik vir my woede nie. Ek skuif dit op iemand anders. Ek is nie verantwoordelik nie, hier is iemand anders se skuld. Ek kan dit nie help nie, want ek is nie die verkeerde persoon in die situasie nie. En ja, dit is baie keer vir ons moeilik om ons emosies self te evalueer. En daarom het ons 'n paar vrae nodig, maar ons kom nou daarby. Nog een is, wanneer jy kwaad met kwaad vergeld. As jy die sonde teen jou met nog sonde probeer regmaak, van ons doen dit met ons monde. In woede sal ek iets sê, ek dink watter woorde gaan die meeste seer maak. Saul sê vir sy eie seun, het in toorn ontvlam. Dan sê hy vir hom, jou ontaarde wederstrewige seun. Of as jy dink net deur harder te skree gaan jy die argument wen. Ander vergeld woede deur 'n passiewe woede. Jy sien, dit gaan nie help om te skree nie, of om te praat nie, so jy gaan maar net stil bly, gaan silent treatment toepas. As die dogter net almal ignoreer, kamer toe stap en dan met 'n lang lip op die bed sit, is dit ook uiting van woede, al is dit nie skree nie. Ook dit los nie probleme op nie. Wat wil jy doen as jy iemand ignoreer? Jy wil hom straf met jou stilte. Ek gaan jou nou terugkry deur net niks te sê as jy met my praat nie. Ander vergeld kwaad met hulle hande. Slaan. As jy nie jou sin kry nie, sal jy iemand gooi met 'n bord warm pap. Man sal hulle vuis lig. Ouers vergeld kwaad met nog kwaad as hulle in woede net links en regs klappe ook uitdeel. Dis nie hoe die skrif sê ons die roede moet gebruik nie. Die laaste een, wanneer jy 'n plaasvervanger aanval. Moses het sy woede vir die volk op die rots uitgehaal, as 'n plaasvervanger vir sy woede. En natuurlik dan ook as jy jou irritasie by die werk op die mense by die huis uithaal. As jy die hond skop, lelik is met jou kinders, op jou vrou skree omdat jy 'n slegte dag gehad het. En hanteer jy nie jou woede op die regte manier nie. En hier, dalk as 'n kantnota, sommige sielkundiges, beraders, sal vir woedehantering venting voorstel. Dis om jou woede op 'n kussing uit te haal, of op 'n slaansak of iets van die aard, so dan, so sê, gaan plak 'n prentjie van die persoon vir wie jy kwaad is op die kussing of op die slaansak, en dan gee jy alles wat jy het. Of hulle sal dit daar sommer in die sessie doen, hier is 'n kussing, kom. Moenie terughou nie, nee, slaan harder as dit, jy's woedend, kom, bring alles.
Of dis in die vorm van maak asof ek die persoon is vir wie jy kwaad is en kom. Sê alles wat jy vir hom wil sê. Moenie terughou nie. Jy leer uiteindelik nie om woede te hanteer nie, maar eerder om sonder selfbeheersing woede uit te bring. En as jy hierdie sondige woede openbaar, is dit iets wat jy moet bely voor die Here. Ook teenoor die mense teen wie jy so opgetree het. Vra vergifnis. Die Here is getrou en regverdig om al ons sondes te vergewe. Maar omdat Efesiërs 4 ons leer om nie net af te lê nie, maar ook op te neem, moet ons ook positief leer hoe om woede te hanteer, sodat dit uiteindelik kan kom by goeie woede. So, hoe hanteer mens dan nou woede? So, voor ons by 'n paar beginsels vir goeie woede uitkom, dink ek is regtig belangrik dat ons verstaan hoe werk jou hart of jou siel. In die skrif sien ons harte het 3 of 4 dele of aspekte. En dis woorde wat dan gebruik word vir hart en die funksie van ons harte. So, jy het gedagtes in jou hart, jy het emosies en jy het 'n wil. En jou wil kan ons opdeel ook in 2, dis begeertes en besluite. So dis 4. Gedagtes, emosies, begeertes en besluite. So, dit wat jy dink, dit wat jy voel, dit wat jy graag wil hê, jy begeertes, en dit wat jy besluit om te doen, jy besluite. En natuurlik, hierdie 4 is so in mekaar ingeweef, dat dit baie keer moeilik is om te onderskei, waar die een begin, waar die volgende een eindig. Want is een ding, dis ons harte. Maar en al 4 hierdie aspekte voer mekaar, beïnvloed die volgende een. Jy kan nie jou hart in 4 dele sny nie, maar ons kan tog hierdie onderskei. As die enige een van daardie op die oppervlak, enige een van daai 4, op die oppervlak 'n probleem word wat buite beheer voel, moet jy beheer daaroor uitoefen deur die ander 3 te beheer waaroor jy wel beheer het. Nou mee saam, deel van om ons harte te verstaan, ons is nie net harte op 'n stokkie nie. Jy het 'n liggaam. En jou siel en liggaam is 'n eenheid. En jou siel het 'n effek op jou liggaam en jou liggaam het 'n effek op jou siel. En dis hoekom woede wat tot bitterheid ontaard baie keer lei tot liggaamlike probleme. Soos nekspasmas, maagsere, allergiese reaksies wat opvlam. Ek het bietjie meer daaroor uitgebrei in die pakkie oor stres. En dis ook hoekom jy emosioneel jou woede beter voel as jy goed kan slaap. En as jy goed kan eet. En as jy goeie oefening in kry. So om hierdie, wat ons harte is, die 4 dele van ons hart en ons liggaam en daarmee saam, liggaam, siel, eenheid, om in 'n voorbeeld toe te pas. My kind is moedeloos met sy wiskunde somme, dat hy dink hy kan glad nie wiskunde doen nie. Wat gaan jy vir hom sê? Wat gaan jy doen? En baie keer is van hierdie goed so voor die hand liggend, ons doen dit in elk geval. Jy gaan sê, nee, jy jok vir jouself. Jou gedagtes moet waar wees, sê die Here. Jy sukkel nie met hierdie somme nie, jy sukkel met hierdie somme, nie met alle wiskunde nie, so jy lieg vir jouself. En ek is seker of van jy sukkel ook nie eens met al hierdie somme nie, jy sukkel met party van hierdie somme. So staan op, gaan loop 'n draai buite, drink bietjie water, en dink dan, hoekom doen ons hierdie? Jy wil wiskunde leer om logies te dink, soos die Here logies is. En baie keer is daar dinge wat moeilik is, en is goed vir jou om karakter te ontwikkel, wat bietjie kan stoei met goed wat moeilik is. Wat het jy, deur net daai paar goed vir jou kind te sê, wat het jy gedoen? Jy werk met regte gedagtes, regte begeertes,
regte besluite. En selfs die besluit om op te staan en water te gaan drink, het 'n effek op emosie, want jou liggaam het 'n effek op jou hart. Dis hoe jy dan die emosie van moedeloosheid kan beheer. Maar goed, kom ons pas dit dan toe op woede. Die eerste beginsel hieruit, dink ek, is ons moet weet dat ons woede kan beheer. Spreuke 29 vers 11 sê, 'n dwaas laat sy toorn uitvaar, maar 'n wyse bring dit tot bedaring. Jy kan jou woede beheer. Met motivering wat groot genoeg is, kan ons woede beheer. En daardie motivering is weer eens binne in die hart gesetel, gedagtes en begeertes. En ons doen dit elke dag. As jy nou net op die taxi geskree het en jou ma bel, gaan jy onmiddellik jou emosie beheer. Jy gaan nie sê, hallo ma nie. Jy gaan onmiddellik jou emosie beheer. 'n motivering wat ons baie maal dryf is my reputasie by mense. Dis hoekom ons kan onmiddellik omswaai in ons emosies. Ons moet egter gemotiveer en gedryf word deur die Gees wat in ons woon, ons woede te beheer, deur Jesus se woord in ons gedagtes in te dryf. Ek dink ook jou wil deur of via jou liggaam kan 'n effek hê op jou emosie of woede. En daai wil is in jou besluite. Ek kan besluit om kwaad te word deur my liggaam te dwing om iets te doen. Ek kan myself nou kwaad maak deur die regte gesiguitdrukkings en stemtoon wat ek kan beheer. En dit het 'n effek op regte emosie. Sekere akteurs is so geoefen hierin dat hulle op die daad trane kan verwek. En al is dit ook toneelspel, dit het regte effek op regte emosies. En die punt is, jy kan jou emosies beheer. Dis leuns wat ons begin glo wat sê, nee, emosies is hierdie ding wat groter is as ons almal. En dit word baie keer gesê in liefde, hierdie ding kom oor my en is groter as my en jou en ons kan dit nie beheer nie. Ons kan ons emosies beheer. Dit sê nie dis maklik nie. Ons kan ons emosies beheer. 'n volgende beginsel hieruit is eerlikheid oor wat in ons harte aangaan. Is deel van hoe jy dan nou uiteindelik kan uitkom om jou emosie te beheer. Dis baie keer moeilik om te antwoord, hoekom is jy kwaad? Hoekom voel jy soos wat jy voel? Dis 'n moeilike vraag. Hoekom het jy jou boetie oor die kop geklap met die trok? Weet nie. Uit te kom, kan jy hierdie verstaan van wat in jou hart is, die aspekte van jou hart, kan jy opbreek dan in makliker vrae. Hier 6 vrae. En as ek hierdie verstaan van hoe my hart werk en my liggaam werk, dan is dit nie te moeilik om die 6 vrae te onthou nie. So die eerste vraag is net, wat het gebeur? Wat is die situasie? Sit net die feite op die tafel, wees eerlik. Boetie het my trok gevat. 2, wat het jy gedink daaroor? Was dit ware gedagtes? Okay. Wat was die gedagtes wat deur jou kop geflits het, toe dit gebeur het? Toe jy boetie jou trok gevat het, wat het jy gedink? 3, wat het jy gevoel daaroor? Okay, nou, ons praat nou oor woede, so woede. Ek het woede gevoel. 4, wat het jy begeer? Wat kry ek wat ek nie wil hê nie, en wat kry ek nie wat ek graag wil hê? Ek begeer respek. Ek begeer dat myne sal bly. Wat sal ek van iemand eis om my woede te bedaar? Ek dink dis 'n goeie toetsvraag. Wat sal ek van iemand eis
dat my woede moet bedaar, dan weet jy dis wat jou begeerte is. So ek soek my trop terug. Is dit die begeerte om God te eer, of om my begeerte om byvoorbeeld raak gesien te word, om van wraak te neem, of wat ook al. 5. Wat het jy besluit in daai situasie? En wat daarmee saamgaan is, nommer 6, waartoe word ek in die situasie versoek? So dalk het die versoeking reeds ingekom. Ek is versoek gewees om my boetie die trok te gryp en my boetie oor die kop te klap daarmee. Dis wat ek besluit het om te doen. Dit kan wees ook om te skree, silent treatment, nog 'n glas brandewyn te vat. Dis die versoeking om 'n sekere besluit te neem. As jy jou hart met daai vraag eerlik toets, kan jy sien hoe om dan nou hierdie verder te hanteer. Jy gaan dan afhang van wat in jou hart aan die gang is vir die verdere hantering. Maar die hantering van woede is baie keer net deur te verstaan wat gaan in my hart aan. As jy sien ek is besig om selfsugtig te wees, dan kan ek dit dadelik voor die Here bely. As jy sien die versoeking is daar en ek weet wat is die versoeking, dan kan ek van dit wegvlug of ek kan dit weerstaan deur my gedagtes te beheer. En deur ook jou hart te verstaan kan jy dan kom by die volgende beginsel, en dit is selfbeheersing, is deel van die vrug van die Gees. Jesus het in selfbeheersing gesit en daai sweep gevleg. Dit moes nogal 'n tydjie gevat het. Hy was baie presies met sy optrede. Jy kan nie jou hart beheer as jy nie jou hart verstaan nie. Daarom is daai 6 vrae so belangrik. En daarom is hierdie vraag ook net so noodsaaklik vir 'n gelowige, nie net iemand wat sukkel met woede nie. Enige gelowige wat by selfbeheersing wil kom, moet verstaan wat gaan in my hart aan in versoeking. Gedagtes, emosies, begeertes, besluite. Jy gaan daarom besluit, byvoorbeeld, omdat jy verstaan hoe jou hart werk, gaan jy besluit om jou hart tyd te gee om die regte gedagtes, begeertes en besluite te maak. Jy gaan jouself terughou van impulsiewe gedrag. En dit self is 'n besluit. Juis in die rigting van goeie woede. As jy dan byvoorbeeld dan kwaad word as jou kind ongehoorsaam is, dan gaan jy iets sê soos, gaan so lank na jou kamer toe, ek sal nou kom. Dit gee jou geleentheid om jou hart ordentlik op plek te kry. Nie in woede op te tree nie, maar in selfbeheersing, met die regte gedagtes, emosies, begeertes en besluite. Dit beteken ook dan, in 'n situasie van woede, gaan jy regte gedagtes vir jouself moet preek. Jou emosies word beheer deur jou gedagtes. Jy gaan sekere skrifgedeeltes moet memoriseer, sodat jy dit in jou kop kan herhaal, in plaas van daardie bitterheid, gedagtes wat herhaal, gaan jy in die plek daarvan iets anders sit. Jy gaan skrif memoriseer, waarheid memoriseer wat jy vir jouself gaan oor en oor sê. Dalk iets soos Matteus 5:24, waar Jesus sê, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Bid vir die wat julle beledig. As jy weet jy sukkel met hierdie ding van beledigings teruggooi, dan gaan jy dit vir jouself sê. As jy in 'n situasie is waar jy kwaad is oor die omstandighede waar jy dalk nie beheer het nie, gaan jy ander skrifgedeeltes memoriseer. As dinge nie loop soos jy wil nie, dan moet jy dit ook so gou as moontlik hanteer. In die verkeer of jou klein salaris of wat ook al. Dan moet jy sien vir wie is jy nou eintlik kwaad. Dis niemand anders as God nie. Jy gaan daarom iets memoriseer soos Romeine 8:28. Ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Of net Spreuke 21:1. Die Here, die koning se hart is in die hand van die Here soos waterstrome, hy lei dit waar hy wil. As ek sukkel met woede oor my omstandighede, gaan ek hierdie sê en sê en sê.
En hierdie tekste gaan dan die regte antwoord op die vraag wil antwoord. Daai 6 vrae. Wat sê die Here, moet ek dink? Wat sê die Here, moet ek hieroor voel? Wat sê die Here, moet my begeertes wees? Wat moet ek begeer? Wat sê die Here oor wat ek nou moet besluit? Ek wil dit in my kop herhaal as regte gedagtes. Word verander deur die vernuwing van julle gemoed, jou mind, jou gedagtes. Jy doen dit deur dit wat jy kan beheer. Jy kan jou gedagtes beheer. Nog 'n beginsel is, ons moet dit so gou as moontlik hanteer. En dis weer in Efesiërs 4:26. Moenie toelaat dat jy kwaad gaan slaap nie. Moenie toelaat dat die son ondergaan oor jou woede nie. Dis dan dat woede in bitterheid verander, so hanteer situasies so gou as moontlik. Moenie vir die duiwel vatplek gee nie, sê die volgende vers. As jy kwaad gaan slaap, voel jy môreoggend beter. Jou emosie het dalk bedaar, maar die probleem is nie opgelos nie. Die gedagtes is nog steeds daar en dit gaan aan broei en dit gaan lei tot bitterheid. Hoe om dit dan so gou as moontlik te hanteer is, as dit nie 'n ernstige of herhalende sonde is nie, moet ons in liefde die sonde kan bedek. 1 Petrus 4:8, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Beteken in liefde kan ek sondes teen my oorsien. Nie weer daaroor dink nie toelaat dat die sonde my verhouding met hierdie persoon negatief beïnvloed nie. En daar is tye waar dit beter is om sonde van ander oor te sien, nie alles aan te spreek nie. Jesus wat alwetend is en heilig, het nie elke sonde met sy disippels aangespreek nie. Hy het gewag en gekies. Baie fyn, hulle loop langs die pad en hy hoor hulle stry met mekaar oor wie is die eerste. Hy spreek daardie spesifieke ding aan. Natuurlik het hulle ander sondes geopenbaar. Hy kies om van dit oor te sien. Spreuke 19 vers 11 sê die verstand van 'n mens maak hom lankmoedig en dit is vir hom 'n eer om die oortreding te vergewe. As jy nie seker is of dit 'n saak is wat so hanteer moet word nie, kan jy vra, sal 2 ander gelowiges ook oor hierdie saak so voel en saam met my gaan? Ek is nie seker, oorreageer ek nou oor hierdie saak nie? Dan kan ek vra, gaan wyse gelowiges saam met my hieroor stem? En dan, as dit nodig is, as getuies kan saamgaan. Indien dit wel 'n ernstige of herhalende sonde is, dan moet jy met die persoon gaan praat. Weereens, so gou as moontlik. Die bedekking van die sonde moet so gou as moontlik plaasvind, en ek doen dit deur in my gedagtes te sit, wie is God teenoor my? Wie is Jesus wat sy lewe gegee het vir my? Ek kan daarom sondes bedek, maar ook dan, so gou as moontlik, as hierdie ernstige of herhalende sonde is, moet ek met die persoon daaroor gaan praat, en dis wat Matteus 18 ons leer. As jy dink hierdie is 'n saak wat iets wat jou verhouding met hierdie persoon beskadig, of as jy dink hierdie saak veroorsaak dat hierdie persoon nie groei in sy geloof nie, maar eerder wegdwaal van die Here af, of as jy dink hierdie saak sal iemand anders kan seermaak, dan moet jy met die persoon gaan praat. En weer eens vra, sal 2 ander gelowiges met my hieroor saamstem en saamgaan? Is dit iets waaroor ek oor 6 maande nog dieselfde gaan voel? Dan is dan 'n besluit wat jy moet neem om jou woede reg te draai. Jy moet besluit om iemand se sonde teen jou te bedek en jy moet besluit om met daardie persoon te praat. As jy tendense in jou lewe sien, dan gaan jy voorberei vir daai situasie van woede met hierdie vrae, met hierdie beginsels. As jy weet jy is geneig om kwaad te word oor sekere goed, gaan jy vooraf beplan
hoe om dan op te tree. En natuurlik, daai beplanning gaan saam met afhanklike gebed tot die Here wat ons kan uitred uit die kloue van sonde. En as jy struikel en weer val, nadat jy voorberei het, gaan jy weer na die Here toe in gebed en jy vra vergifnis en krag vermoere om weer te stry in dieselfde sonde. Met elke val in sondige woede, dan gaan jy net weer en weer en weer. Deur daai selfe vrae, weer na die Here toe vir vergifnis, weer vir krag, weer vir voorbereiding. Maar woede moet ook hanteer word met die beginsel, weer eens, van Efesiërs 4, aflê en opneem. Dis nie net woede wat afgelê moet word nie, maar verkeerde woede. In die plek van dit moet kom goeie woede. Met ander woorde, lê sonde af in woede, maar behou goeie woede. En daarom moet jy ook oefen om vir die regte redes kwaad te word. Word kwaad as God se wet oortree word in die samelewing. Byvoorbeeld abortus, of plaasmoorde, of laster, of as iemand anders deur geweld seergemaak word, of word kwaad vir sonde, word kwaad as jy hoor van nog dwaling in die kerk. As jy agterkom jy is emosieloos teenoor laster of dronkenskap of watter sonde ook al, dan moet jy jouself leer om met hierdie beginsels reg daaroor te dink. Te dink, te voel, te begeer. En jy gaan daarom weer eens vir jouself die regte inligting preek. Hierdie is onreg teen God, ek moet hieroor kwaad wees. Ek moet ywer vir sy eer hê, ek moet begeer om hom te eer en ek gaan daarom besluit om op te tree. Hoe ook al ek kan in die situasie. Dit beteken ook jy moet dit vir jou kinders leer, en natuurlik, dit moet altyd in baie wysheid hanteer word, maar as my seun 'n ander een stamp, om sy sussie te beskerm, teen 'n ander een wat haar goed gevat het, dan moet ek baie mooi dink, wat gaan ek straf en hoe gaan ek dit straf? Ja, ons almal sukkel nog met die regte hantering van woede, maar ek wil nie heilige en goeie woede straf nie. As iemand optree in onreg, in woede, ek wil nie dit straf nie. Ons het gesien, daar is goeie en slegte woede. Wanneer is dit sondige woede? Hoe kweek ek goeie woede in plaas van sondige woede? Jy kan niks van dit uit jou eie uitdoen nie. Paulus sê in Romeine 3, hoe ons almal van nature is, hulle keel is 'n oop graf, hulle het hulle tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid, haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Ons is van nature vol aaklige, sondige woede. Is daarom altyd net in afhanklikheid van Christus, dat ons ordentlike, goeie, heilige woede kan toepas. So kyk na hom, na sy geregtigheid, en vlug keer op keer weer na hom toe. Hy alleen kan ons genees. Sorry, kom ons bid. Vader, ons is almal sondaars, ook in ons woede. En is baie maal juist daar waar ons harte uitkom. Ja, ons kele, ons lippe, ons monde het al hierdie slegte woorde, maar dit kom uit 'n hart vol slegte, sondige woede. Ons vra o Here dat U ons sal vergewe. Waar dit uitkom, en ons sal wys op daardie sondes, sny ons harte oop deur U woord,
Dat ons harte kan sien en dit voor U stel in belydenis van ons sondes en kan begin om in Christus ons harte te beheer. En o Here, leer ons dan hoe om deur die Gees goeie woede toe te pas. Laat ons 'n ywer ontwikkel, begeerte om U te eer en daarom kwaad te word vir sonde teen U. Dankie dat ons dit kan bid, o Vader. Ons doen dit in Jesus se naam. Amen. Sy